Dankie, dat jy dit sit plek neem. Ons het laasweek het ons het ek gesê ek begin met nie 'n reeks nie, maar 'n reeks preke oor hoe lyk die Christelike lewe. As jy na 'n Christen kyk, hoe moet daardie persoon se lewe lyk en wees en getuig? En ons het bietjie gekyk na die lewe van Daniël, hoe hy konstant was in sekere goeders, en ons het vir mekaar gesê 'n Christen lewe is 'n lewe wat konstant dieselfde ding in die regte rigting moet oor doen. So Daniël het die gewoonte gehad om 3 keer 'n dag te bid, en toe die moeilikheid slaan, toe was hy nie geskok gewees dat dit gekom het nie, want hy het die gewoonte gehad om by die Here se voete te sit. Nou vandag wil ek aangaan, en ek wil hierdie vir ons lees, want wanneer ons kyk na 'n Christen se lewe, het ons baie keer 'n wanindruk oor hoe 'n Christen moet wees. As ons baie keer die woord Christen hoor ons die woord, hierdie persoon het alles by mekaar. Hierdie persoon is perfek, want hy's 'n Christen. Hierdie persoon het gearriveer. Hy het al die antwoorde. Alles loop reg, altyd reg, Christen. Ons hoor hierdie goeders, en die wêreld maak hierdie prentjie van 'n Christen se lewe moet perfek wees, want as hy nie perfek is nie, dan is ons nie gered nie, dan is ons nie 'n Christen nie. Die mense het hierdie idee dat 'n Christen altyd moet positief wees. Is jy altyd positief? Kind van die Here wat hierso sit? Die wêreld of die prentjie wat geskep word is dat 'n Christen weet altyd wat God doen. 'n Christen weet altyd waarmee God besig is. Is dit so? 'n kind van die Here glo altyd. Sterk. Staan sterk. Is dit so? 'n kind van die Here twyfel nooit. Daar's nooit 'n oomblik wat jy worry oor die dag van môre, dat jy bekommerd is oor 'n sekere situasie. En 'n kind van die Here, 'n Christen, kan altyd verduidelik waarom dinge gebeur. Is dit so? Ek kan nie altyd verduidelik hoekom dinge gebeur nie. En 'n kind van die Here moet altyd 'n glimlag op sy gesig hê en sê, God is goed. Het jy altyd 'n glimlag op jou gesig en sê jy elke liewe oomblik en elke liewe situasie, God is goed? Wat is 'n Christen soms vra het? Wat as jy siek raak en jy bid en jy word nie gesond nie? Wat as jou familie deur 'n krisis gaan en jy bid vir deurbraak in jou familie en die deurbraak kom nie? Wat as jou verhoudings net nie uitwerk nie? Wat as jy op 'n maandagooggend sê, hierdie week gaan ek gryp by die horings en ek gaan hierdie week wen? En daar kom 5 of 6 of 7 of 8 toetse reg deur die week op jou pad. En dit is nie maklik nie. Wat as? Want weet julle wat? Ons bly in 'n gebroke wêreld. Adam en Eva het opgeneek. En ons kan dit vir mekaar sê, en as gevolg van dit is dinge nie perfek nie. En ons moet ook nie die prentjie hê van dinge is altyd perfek in 'n Christelike lewe nie. Ons het hierdie idee dat wanneer ek kerk toe gaan of kom, dan moet dit goed gaan met my, want ek kom dan nou kerk toe. Die kerk is 'n hospitaal, die kerk is 'n plek vir siek mense, gebroke mense, en ek wens mense kan dit snap, dat jy moet hiernatoe kom om Jesus te ontdek, om hom te kan leer ken,
om hom te kan beleef. Want partykeer daar by jou huis in die bed kan jy dit nie beleef nie, want jy is so afgesny van die realiteit, van 'n prentjie wat jy skep in jou kop van hoe dit moet wees om 'n Christen te wees. Nou kom ons kyk na 'n persoon in die Bybel, wat ons weer vandag kan gebruik as 'n voorbeeld van hoe 'n Christelike lewe moet lyk, ten spyte van al hierdie wat as oomblikke, ten spyte van al hierdie slegte dinge, en daardie persoon se naam is Habakuk, die profeet van geloof en eerlikheid. Nou ek gaan nie al hierdie lees nie, maar ek sê net, Habakuk, sy boodskap, is bekend gewees vir sy eerlike vrae aan God, sy soeke na antwoorde, en uiteindelik sy geloofsbelydenis. Ek nooi jou uit om Habakuk te gaan lees. Habakuk was een van die klein profete gewees. So hy was nou nie 'n klein mannetjie gewees nie. Hy het net 'n klein boodskap gehad. Sy boodskap is soos 3 hoofstukke. Is nie lank nie. Jy kan dit in 5 of 10 minute gaan lees. So gaan lees Habakuk se storie. Maar Habakuk was 'n persoon wat eerlik was met God. Hy het gesê wat op sy hart is teenoor God. En dit is een van die elemente wat ons as kinders van die lewe partykeer mis. Ons het hierdie idee dat alles moet perfek wees en alles is hierdie glaskasteel en is net liggies wat skyn en alles moet mooi wees en ons mag nie regtig sê wat op ons harte is nie, want as ons sê wat op ons harte is ons nie perfek nie. Weet jy wat, ons is nie perfek nie. En dit is okay dat ons nie perfek is nie. Maar Habakuk het verstaan dat in hierdie toestand waar hy nie perfek is nie, wat hy vra het, was hy oop en eerlik met die Here. Hy het na hom toe gegaan en hy het vir hom gesê net wat op sy hart is. En dit is wat vir my uitstaan uit die boek van Habakuk en uit sy lewe. Habakuk wys vir ons iets baie belangriks wanneer dit kom by ons lewe, ons verhouding met die Here en ons stap. 'n Sterk geloof beteken nie dat jy nooit vra het nie. 'n Sterk geloof beteken dat jy met jou vrae na God toe gaan. En dit is wat ons in die lewe van Habakuk sien. Hy hardloop nie na mense toe nie, hy hardloop nie na boeke toe nie, hy hardloop nie na metodes toe nie, hy hardloop na God toe met sy vrae, ten spyte van hoe dit gaan met sy lewe. So ek sê hierso, miskien wys Habakuk vir ons hoe Christen se lewe moet lyk. So ek het so 'n paar punte wat ons uit die lewe van Habakuk uit kan vat en kan sê dit is hoe 'n Christen se lewe moet lyk. So eerstens, 'n Christen moet eerlik wees met God. Ek sê dit dalk en ons almal verstaan dit dalk, of dink ons verstaan dit, maar 'n Christen moet eerlik wees met God. Nou ek vra jou die vraag, wanneer laas was jy regtig eerlik met die Here gewees? Nou as ek daai vraag vra, dan vat ek dit 'n stap verder en ek vra eintlik die vraag is, wanneer laas het jy regtig net met die Here gepraat? Het jy jou hart uitgestort vir hom? Kom ons kyk wat doen Habakuk. Kom ons kyk na die lewe van hom en wat sy voorbeeld en wat hy ons kan leer hoe om eerlik te kan wees met God. In Habakuk 1 vers 2 tot 4 lees ons: Here, hoe lank moet ek nog bly roep dat U my moet help? Is daar maar 'n eerlike uitroep. Here, hoe lank moet ek nog aanhou bly roep sodat U my kan help? Dit klink nie of U hoor nie. Het jy dit al ooit vir die Here gesê? Here, hoe lank moet ek nog wag? Want dit klink nie regtig asof U hoor nie. Want ons word gekondisioneer dat ons nie hierdie goeters mag sê nie. Ons word gekondisioneer, ons as Christen mag nie eerlik wees met ons Skepper nie. Dit klink nie of U hoor nie. Ek kla by U omdat mense ons aanrand en doodmaak, maar U red ons nie. Hoekom laat U my hierdie verkeerde dinge sien? Hoekom verdra U dit dat mense swaar kry? Jy verduidelik dit nie ons wêreldse situasie in Habakuk se uitroep nie, né? Ja, amen, dankie. Waar ek ook al kyk, lê dinge verwoes.
Dit is 'n wêreld vol geweld. Oral stry en beklei mense. Mense steur hulle nie aan die wet nie. En mense steur hulle nie aan Jesus nie. Punt. Okay? Die howe sorg nie dat wat reg is, die wenner is nie. Eers toe ek hierdie lees, en ek lees dit weer 'n keer, en ek lees dit weer 'n keer, toe besef ek, Habakuk is eerlik met die Here, en hy sê iets hierso, en ons onthou, ons praat hierso van die 7de eeu, voor Christus, maar hy sê iets hierso, en hy roep iets hier uit, presies in die situasie, waar ons onsself bevind, in ons samelewing, in ons land, in ons wêreld, in hierdie tyd. Ek lees net weer die begin, Here, hoe lank moet ek nog bly roep, dat U moet help, dit klink nie of U hoor nie, ek kla by U, omdat mense ons aanrand en ons doodmaak, maar U red ons nie. Wanneer laas was jy so eerlik met die Here oor die situasie in ons land? Wanneer laas was jy so eerlik met die Here oor die situasie in jou lewe? Here, ek bid en ek bid en ek bid en ek bid. Dit klink nie of U antwoord. Dit klink rarig nie of U antwoord. En dit klink rarig nie of U iets doen nie. Mag ons dit vir die Here sê? Natuurlik, hy is ons Pa. As ek dit vir hom sê, sê ek dit nie vir hom omdat ek minder lief is vir hom en hom nie respekteer nie. Ek respekteer hom rarig waar. Want as ek my Bybel lees, dan kry ek 'n reverence, 'n respek vir God, elke slag meer en meer, en ek besef net die wêreld maak God al hoe meer en meer minder. En dit is tyd dat ons moet respek hê vir God. Dit is tyd dat ons weer begin met respek hê vir sy dinge, maar ons mag eerlik wees met God. Habakuk se optrede is baie belangrik in hierdie 2 verse. Hy hardloop nie weg van God af nie. Hy sê nie, dit is nou maar soos wat dit is, en daar is nie 'n God nie, daar is niks nie, kyk hoe lyk die wêreld, God bestaan nie, dis nie wat hy doen nie. Hy skreeu uit en hy sê, hoe lank moet ons nog in hierdie situasie wees, Here? So hy erken God in sy moeilike tye. Hy hardloop nie weg van God af nie, hy hardloop na God toe. Maar wat is ons as mens se natuurlike reaksie? Dit gaan nie goed met my nie, so ek gaan nie meer deel wees hiervan nie. Daai persoon het my lelik hanteer, so ek verloor nou sommer my geloof in mense. Ons word gekondisioneer, haal jouself uit die samelewing uit. Vat jouself weg. As jy 'n probleem het met iemand in die kerk, gaan soek vir jou 'n ander kerk. En as jy daar 'n probleem kry, gaan sommer glad nie kerk toe nie. Hardloop weg van alles af. Daar gebeur 'n paar goeders hierdie week met my, en ek praat met 'n vriend en hy maak 'n grap met my. Hy sê, ek dink jy moet maar net nooit uit die huis uit gaan nie, want slegte goed gebeur die hele tyd met jou. Ek dink jy moet maar Shoprite 60-60 of Checker 60-60 die hele tyd, dat jy nooit in jou kar klim en ergens heen gaan nie. Is dit die regte manier om te lewe? Nee, ons kan nie onsself die hele tyd onttrek nie. Ons moet na 'n ding toe hardloop. Maar ons as Christene is so geneig om te sê, ag, dit gaan sleg, so God bestaan nie. Dit gaan sleg, so God is nêrens nie. Habakuk wys vir ons iets baie belangriks. Hy wys vir ons, ten spyte van al hierdie dinge wat ek sien, ten spyte van dit wat in die wêreld aan die gang is, gaan ek nog steeds na die Here toe hardloop. Ek sê hierso, daar's 'n verskil tussen ek verstaan God nie, daarom los ek God. En ek verstaan God nie, daarom gaan ek na God toe. Ons het maar 'n baie groot verskil tussen daai twee stellings. Here, hoe lank? Hoe lank? Hoe lank? Dinge is nie reg nie, dinge is nie lekker nie. Die Bybel sê in die laaste dae, en kyk wat sien ons nou in die laaste dae, dit raak net erger, so God bestaan nie, God is nie meer hier nie. Nee, daar's 'n verskil tussen ek sien en ek verstaan nie, en ek los net alles, en ek sien, ek verstaan nie, maar Here, U het al die antwoorde. U bly God, ten spyte van.
Ons kan brutaal eerlik voor God wees. Want weet jy, hoekom kan ons? Want Psalm 139 vers 2 sê, ek kan niks wat ek doen vir u wegsteek nie. Nog voordat ek iets doen, weet u wat dit gaan wees. So God weet klaar wie en wat jy is, want raai wat hy het jou geskape. Die Bybel sê, voordat jy nog in die baarmoeder was, in jou moeder skoot was, het ek jou geken by die naam. Hy het jou gemaak, hy ken jou. Jy kan niks wegsteek vir hom nie. So God daag ons uit. En hy roep ons om eerlik voor hom te wees, rou eerlik, brutaal eerlik te wees voor hom. Want 'n verhouding sonder eerlikheid is nie 'n diep verhouding nie. Dis in die tye wat jy hartseer is. Dis in die tye wat dit moeilik gaan. Dis in die tye wat jy moet druk en skuur en beklei en op 'n mooi manier beklei. Maar wat jy moet regtig wat dit nie lekker gaan nie. Dis in daai tye wat verhoudinge dieper word. Verhoudinge word nie diep as dit net daarbo lag is nie. As die een vriend vir die ander ene dit sê, daai vriend sê net altyd ja en daai vriend sê net altyd ja. Dan is daar nie eerlikheid nie. As iets nie werk nie, dan sê dit. En dit is in daai tyd wat klippe mekaar skuur en vorm en wat verhoudinge dieper raak. Ons sluit hierdie punt af en ek sê 'n Christen lewe beteken nie dat jy nooit nie vra het nie. Dit beteken dat jy jou vrae na God toe bring. En doen ons dit nog? Doen ons nog werklik dit? Want as ek die antwoorde sien wat daar is daar buitekant, dan besef ek ons hardloop nie na God toe eerste nie. Ons hardloop na dingetjies toe en metodetjies toe wat nie werk nie. Habakuk wys vir ons, ten spyte van alles wat ons sien, wees eerlik met God en hardloop na hom toe. Die tweede ding wat ek in sy lewe sien is 'n Christen leer om God te vertrou wanneer sy antwoord nie sin maak nie. Dan gaan hierdie weer lees, want hierdie is belangrik. 'n Christen leer om God te vertrou wanneer sy antwoord, God se antwoord, nie sin maak nie. Soms bid ons vir een antwoord, maar die Here antwoord iets heeltemal anders. Het ons dit al agtergekom? Maar dit is in daai tye wat ons moet leer om God te vertrou, want hy is alwetend en ek is nie. Hy is groot en ek is klein, en hy weet wat die beste sal wees. Habakuk vra die Here, hoekom doen u niks nie? Hy is eerlik voor die Here, hy skreeu uit, my nasie lê in 'n vervalle toestand. Here, ons republiek, Suid-Afrika, lê in 'n vervalle toestand, en ons bid vir herlewing, ons bid vir deurbraak, en al wat ons sien, is verval. Here, hoekom doen u niks nie? En dan antwoord die Here vir Habakuk. En hierdie antwoord maak vir my nie sin nie, want ek vra vir die Here iets en dan doen hy iets anders. Hier vra Habakuk om die nasie te red en dan antwoord God hom. En dan hoor God se antwoord. Dan sê julle nou vir my vandag, maak hierdie antwoord regtig vir jou sin. God antwoord ons nou. Hy sê, aanskou onder die nasies en merk op en staan verstom, want ek gaan iets in julle daar doen, wat julle nie sal glo as dit vertel word nie. Want kyk, ek gaan die Galdeërs opwek, daardie kwaai en onstuimige nasie wat trek deur die wydstes van die aarde, om wonings in besit te neem, wat aan hom nie behoort nie. Habakuk vra, Here, hoe lank gaan u nog toelaat dat ons so sleg hanteer word, en wat is God se antwoord? Kyk, ek gaan 'n ander nasie opwek om julle plek te kom vat. Ek gaan 'n ander nasie opwek om julle huise te kom vat, om julle verder seer te maak, om julle verder te beroof, te besteel, om dit wie en wat julle is, nog meer
af te breek. Ek gaan weer terug na die punt toe en ek lees dit weer. 'n Christen moet leer om God te vertrou wanneer sy antwoord nie sin maak nie. Hoe gereeld het jy al gebid en vir die Here gevra, Here, ek wil A hê? En dan 'n week later gebeur Z. En dan is hier ietsie binnekant, ja maar, jy sê ons dien dan 'n God wat sê as ons vra gaan ons kry. Ons dien 'n God as ons glo, gaan dinge gebeur. Soek allereers die koninkryk van God en al hierdie dinge gaan bygevoeg word. Hoe gereeld doen ons nie dit nie? Ons bid, Here, maak hierdie deur oop vir my. En God maak al daai deur toe. Hy sluit hom met 'n Fort Knox slot wat jy nie kan oopmaak nie. Maar jy vra dan vir die oop deur en dan doen hy die teenoorgestelde. Ons bid, Here, verander my omstandighede. En dan begin God dalk jou verander. Want ek dink dit is wat keer op keer gebeur. Jy staan op 'n maandag op, jy sê hierdie week gaan ek die bil by die horings gryp. Ek gaan alles reg doen, dan kom maar 'n klomp toetse op jou pad. Dan kom maar 'n klomp omstandighede op jou pad. En is in daai tye wat jy dalk nie vir die Here moet vra hoekom nie. Jy moet vir hom vra, Here, wat moet ek doen in hierdie situasie? Want sekere goeders kan jy nie verander nie. Daar's hierdie ou gesegde, jy poep teen wind. Sekere goed kan jy nie verander nie. Maar is dit nie dan 'n plek waar jy moet kom en te sê, Here, wat wil U in my lewe verander? Hoe moet ek hierdie situasie anders hanteer nie? 'n Christen moet leer om te wag. Ons sien nou in Habakuk se lewe, hy's eerlik met die Here, hy kla, hy vra vir die Here, en dan antwoord God hom. En dan sê God, jou situasie gaan nie noodwendig nou verbeter nie, maar dan kom Habakuk, en sy lewe begin te verander, jy kan sien sy optrede verander. Habakuk leer om te wag. In Habakuk 2 vers 1, sê hy vir ons, op my wagtoring wil ek gaan staan, en op 'n skansmuur my stel, en ek wil speer om te sien wat hy in my sal spreek, en wat ek op my klagte moet antwoord. Ons begin hierdie storie met 'n profeet wat kla. Hy's eerlik met God, maar hy kla. God antwoord hom dit wat hy nie graag wil hoor nie. En dan sien ons, hy sê, op my wagtoring wil ek gaan staan, en op 'n skansmuur my stel. So hy sê hierso, okay, ek kla nou, ek's nou eerlik, God antwoord my, nou nie antwoord wat ek wil hê nie, so wat gaan ek nou doen? Nou gaan ek gaan nou wag. En ek wil nou kyk wat God in my lewe gaan doen. So 'n Christen moet leer om te wag. Ek sê hierso iets verander in Habakuk. Hy gaan van, Here, waarom doen U niks, na, Here, ek gaan wag om te hoor wat U sê. Nou hier is 'n groot stukkie waarheid wat ek vir julle vandag wil leer. Ek sê hierso, wag beteken nie passiwiteit nie. Partykeer om terug te staan en te sê, Here, ek gaan wag op U, is partykeer die beste ding wat jy kan doen. Dis nie niks doen nie. Wag is wat is daai in die skool 'n werkwoord? Jy doen iets, al voel dit nie, jy doen iets nie. Die feit dat jy niks sien nie, beteken nie niks gebeur nie. Ons kan nou gaan na al die voorbeelde toe van 'n bamboesplantjie wat jy onder die grond plant en sy wortelstelsel ontwikkel eers en al daai goeders en julle almal ken daai. En dan eers na 10 jaar dan skiet die plantjie uit en dan ewe skielik dan binne 2 dae is die plant 4 meter hoog. Die feit dat jy wag beteken nie God is nie besig om te werk nie. Dit vat my na die volgende punt toe. Wag beteken net eenvoudig, jy leef dalk bietjie meer deur geloof as wat jy geleef het 'n week terug. 'n Christen leef deur geloof, nie
deur antwoorde nie. 'n Christen leef deur geloof, nie wat hy sien en beleef nie. Die Bybel is vol van beloftes wat vir ons sê, Jesus het oorwin, hy het die wêreld oorwin, Jesus is soewerein, God sit op die troon, en as ons hom volg en 'n deel is van sy familie, is ons deel van daardie oorwinning. Sien ek dit? Nee. Beleef ek dit elke dag? Nee. Glo ek dit? Ja. Want God se woord is ja en amen, ten spyte van wat ek voel en wat ek beleef. In Habakuk 2 vers 4 sê hy, kyk my siel is opgeblaase in hom en nie reg nie, maar die regverdige deur sy geloof sal hy lewe. Geloof sê die volgende, ek verstaan nie alles nie. Ek kan dit nie verklaar nie. Ek kan in hemelsnaam nie vir julle die antwoorde gee oor baie dinge nie. Ek weet nie waarom gebeur sekere dinge nie, want ek gaan soek nie altyd vir moeilikheid nie, maar dit gebeur nie. Maar geloof sê, ek ken die een wat weet hoekom al hierdie goed gebeur. Ek ken die een wat al die antwoorde het, en ek ken die een wat alles verstaan, want hy het alles gemaak. En dan wil ek begin afsluit deur om die volgende te sê, en dit is die punt wat ek wil maak vandag, dit vasmaak in ons harte. Die Christen lewe, die kind van die Here het 'n nogtans in sy woordeboek, in sy praat elke dag. Die Christelike lewe het 'n nogtans wat geanker is in wie en wat hy is. Kom ons lees Habakuk 3 vers 17 en 18 en ons sien hoe dit in Habakuk se lewe gebeur het en hoe dit in ons lewe ook moet gebeur. Hy sê in vers 17, alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstok geen vrug sal wees nie. Die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailinge het geen voedsel opgelewer nie. Die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie. En hier kom dit, nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my heil. Al gaan dit nie goed nie, al het ek nie die antwoorde nie, al het ek die heeltyd uitdagings in my lewe en dit voel vir my of alles in mekaar sak. Ek wat 'n kind van die Here is, het hierdie woord wat ek kan sê, nogtans. Ten spyte van al hierdie dinge wat elke dag in my lewe gebeur, as ek geanker in die Here en ek sal jubel in hom. Ek sal juig in die God van my heil. Habakuk sê, nogtans sal ek jubel in die Here. So nou vra ek die vraag as Habakuk kan sê. Waar trek ons nou 2700 jaar terug? Kon Habakuk hierdie woord gesê, nogtans. So hoe lyk nogtans vandag in ons lewe, waar ons lewe onder die afgehandelde werk van Jesus Christus wat vir ons gesterf het in die kruis? Hoe lyk dit? Ek het vra, maar nogtans vertrou ek op die Here. Ek verstaan nie, maar nogtans vertrou ek. Ek sien nog geen verandering nie, maar nogtans vertrou ek. Ek is teleurgesteld, nogtans vertrou ek. Ek is bang. Nou ken julle die antwoord al op hierdie stadium, nee. Nogtans vertrou ek. Ek weet nie wat môre bring nie, maar nogtans vertrou ek. Dit klink of ek myself baie herhaal. Nogtans. Jesus Christus het oorwin aan die kruis. Jesus het gesê, dis volbring, dis afgehandel. Nou lewe julle in my en ek in julle, die Heilige Gees werk deur jou, hy werk in jou, hy bring vrug voort.
Al hierdie dinge wat ons lees in die Bybel. So, wanneer ons dan in die moeilikheid kom, kan ons net sê, ten spyte van al hierdie, nogtans sal ek vertrou op die Here, want hy is my anker. Ek sluit af, ek vra die vraag, hoe lyk 'n Christen se lewe? Christen se lewe lyk so om eerlik te wees met God. Volg Habakuk se voorbeeld, want hoe meer eerlik jy is met die Here, prys sy heilige naam, hoe meer tydspandeer jy saam met hom. En dis tog op die einde van die dag God se hele plan met jou lewe, hy wil verhouding met jou. Hy wil hê jy moet tyd saam met hom spandeer. Om te wag wanneer God se antwoorde nie kom nie, is wat ons verwag nie. 'n Christen se lewe sê, ons moet wag. En as die antwoord nie kom nie, moet ons wag en vertrou en glo. En om te vertrou wanneer ons nie verstaan wat aangaan nie. 'n Christen se lewe moet die volgende sê, Here, ek verstaan nie alles nie, maar nogtans sal ek op U vertrou. Ek wil jou uitnooi vandag. Maak jou oë toe, sak jou op. Hoeveel goeders in jou lewe verstaan jy nie op hierdie oomblik nie? Hoeveel situasies in jou lewe het jy nie nou op hierdie stadium die antwoord op nie? Hoeveel verhoudinge sukkel jy mee? Hoeveel goed vertrou jy vir die Here voor, maar die antwoorde kom nie? Antwoord jou self en antwoord die Here vandag eerlik, soos wat Habakuk eerlik was met hom. Antwoord hom. En kom ons sê vandag vir mekaar en vir die Here, ten spyte van al hierdie dinge wat ons sien gebeur, nogtans sal ek my vertroue op U sit. Here, my geloof is so, my gebed vandag is so, dat almal wat hier so sit vandag, hier sal beleef, en sal weet, U is besig om te werk. U is besig om dinge te verander, al sien ons dit nie. Is U besig? Here, ons voel ons situasie, ons omgewing, ons land en die wêreld val dalk uit mekaar uit, nogtans is U God soewerein op die troon, en ons kan vashou in U naam, en dit wat U vir ons gesê, dit wat U vir ons beloof het. Here, ons kan vashou aan die feit en die waarheid dat U Christus gestuur het om die wêreld te kom oorwin, en dit is 'n afgehandelde saak. U Jesus Christus het hierdie wêreld oorwin. Daarom kan ons glo en vertrou en die lewe aanpak, al het ons nie die antwoorde nie, al sien ons nie nou wat ons graag wil sien nie, ons kan nog steeds op U vertrou. Here, dit is my gebed, dat ons almal hierso vandag sal leer om te sê nogtans, sal ek glo en vertrou op die lewende God. Dis my gebed, in die naam bid ons dit. Amen. Amen. Baie dankie dat jy geluister het. Ek gaan oorgee aan Desmond. Julle het klaar die afkondigings gehoor. My enigste pleit dood aan julle is, wees goeie ambassadeurs vir die koninkryk van God en verkondig sy evangelie, sodat die wêreld hom kan leer.